Die Vader se woorde het 'n nuwe wêreld oopgemaak. Hierdie seun het teruggekom om te werk vir sy pa. 'n werkgewer van 'n huurling het verwag dat die diensknegt respek sou toon, om die terme en voorwaardes van die kontrak natuurlik na te kom, om volledig en dag ordentlik jou werk te doen en dan sal jy 'n loon kry. Aan die einde van die dag stap die werkgewer en die werknemer uit mekaar uit, elkeen in hulle eie rigting. Dit is wat die jong man in gedagte gehad het, toe hy teruggegaan het huis toe. Maar nou hoor hy die woorde, hierdie seun van my, wat 'n totaal en al ander lewe inlei. Want 'n pa, 'n vader, het sy kinders liewer as die lewe, versorg hulle, verwelkom hulle in sy hart, as hulle gedeelde lewens geniet, betreffende vreugdes en hartseer. Vader beteken iemand wat voorsien van alles wat jy nodig het om te lewe. Hy is die een wat na die familie kyk en die familie beskerm. Hy is die bevestigende stem wat hulle identiteit betref, wat hulle lot betref. Hy is die een wat hulle seën en groot maak tot volwassenheid. 'n Vader is nooit tevrede totdat hy weet dat sy kinders volledig verseker is van sy liefde nie. Hierdie seun van my, hierdie woorde van die Vader het hierdie jong seun wakker geskud tot sy ware identiteit in die kern van sy wese. Hierdie verklaring het net sekerheid geskep. 'n Sekerheid so sterk dat hy net sy aanvaarding kon aanvaar, sy herstel tot die familie en tot verhouding met sy Vader kon vier. En so word hy die jong seun getrek om te reageer met vertroue en gehoorsaamheid op sy Vader se woord. Die woord wat Jesus gebruik het vir Vader in die oorspronklike taal is Abba. Dis 'n woord vir familie-intimiteit. Dit was van die eerste woorde wat 'n kind geleer het. En dit is deur die lewe heen gebruik tussen 'n pa en sy kinders. So Jesus lei ons in 'n ander verstaan van dit wat Vader God begeer in. Want die woord Abba is 'n intieme woord. Jesus het altyd God genoem sy Abba. En hy wil nou hê dat ons daarin sal deel met hom in dieselfde verhouding. Die verhouding wat hy met sy hemelse Abba het, ons met daai selfde verhouding het. Die woord Abba word net gebruik waar intieme liefde beleef word. En so word ons geroep om te spring op die skoot van die God van liefde, as sy geliefde kinders. En dan hoor ons hom sê aan elkeen van ons, jy is my seun, jy is my dogter. Jesus het 'n definisie gegee op 'n stadium vir ewige lewe, die lewe wat hy gekom het om vir ons te gee. En hy het gesê, dit is om God as Vader, as Abba te ken. Ek lees Johannes 17 vers 3 vir jou. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Hierdie u is Abba, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Die woordjie ken is nie maar net om sommer te weet van iets nie, maar om te ken deur persoonlike ervaring en observasie. Dit is om iemand se hart te ken, iemand se diepste wese te verstaan. Dis nie maar net ek weet van nie. Dis nie maar net abstrakte intellektuele kennis nie. Ons is meer as wat ons ouers, ons familie of ons vriende van ons sê. Dit is die woord van Vader, ons Abba, wat ons definieer, wat verklaar dat ons sy kind is en dat ons verenigd is met Jesus. En hierdie bevestiging van
wie hy sê ons is, maak alle ander stemme wat enigsins iets anders wil sê, stil. Romeine 8 vers 15 tot 17 sê, julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons, Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is, maar as ons kinders is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus. Die doel voor die grondlegging van die wêreld was nog altyd gewees, dat ons sy kinders sal wees, wat saam met ons wil sit aan die tafel, en ons harte met hom deel, ons harte oopmaak, om sy geliefdes te wees, en om te rus in sy liefde. Ja, die Pa het gesê, hierdie seun van my. Onthou, dat die seun wat toe hierdie ver land verlaat het en teruggekeer het op die pad, terug na sy Pa se huis, in sy kop, in sy gedagtes, was hy so ver weg as wat hy kan wees en ooit was van sy Pa. Dit is hoekom hy ook gesê het. Hy gaan vir sy Pa sê, ek is nie langer werd om Pa se seun genoem te word nie. En hy het net desperaat gehoop dat hy as 'n huurling, 'n dagloner, hier en daar op sy Pa se plaas sou kon werk. Dit was sy enigste hoop, totdat sy vader hom in daardie beergreep omhels het, voordat sy Pa hom gegryp het. Die seun geglo, hy het te ver gegaan. Hy sal nooit weer ingesluit word of aanvaar word binne die kring van sy Pa se lewe nie. En dit was by hierdie punt van wanhoop en diepste hartseer dat hy sy Pa se stem gehoor het, bo al die ander stemme in sy kop, ook die stemme van sy broer en die dorpenaars, 'n stem wat verklaar het, hierdie seun van my. Dit is woorde wat tot hom gespreek is op die laagste punt in sy lewe. Maar hier vandaan sou daar nooit weer enige twyfel kon wees van sy onvoorwaardelike aanvaarding nie. Lukas 15 vers 24 sê, die Pa, want die seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Die Vader ontken nie sy seun se verlede nie, maar hy het die pad teruggevind, weg van die verskriklike woestynlewe en soveel gevaar. En die Vader som hierdie lewe op as verlore. En daarmee beskryf hy die pyn en die verlange van sy hart, dat die seun sou terugkom. En nou het hy. As hy die woord verlore gebruik, dan onderstreep hy eintlik die uiterste waarde wat hy plaas op hierdie verslete man, wat nou hier aanskou word, wat nou hier voor ons staan. Jesus het dieselfde woorde gebruik in die vorige 2 stories wat hy vertel het oor die verlore muntstuk en die verlore skaap. Die skaap is beskryf as verlore, want dit het waarde vir die skaapwagter. Hierdie skaap se waarde het gelê aan harde werk wat hy ingesit het om dit te beskerm, te versorg en te voed. Hy het lang ure ingesit vir die welwese van hierdie skaap. Hierdie skaap was nie net 'n wilde dier nie. Hierdie skaap het 'n eienaar gehad. Dit was 'n dier wat baie werd was. En daardie waarde was so hoog gewees, dat die skaapwagter sy eie lewe gewaag het om in die woestyn in te gaan, om sy skaap te gaan red. Die waarde wat die Vader geplaas het op die seun was natuurlik oneindig meer as wat net 'n skaapboer sou plaas op sy skaap, as 'n dorp dan opgeroep word om saam fees te vier oor een skaap wat teruggevind is.
Hoeveel meer moet daar dan nog fees gevier word oor 'n seun wat nou terug is in sy pa se arms, nadat hy verlore was in 'n ver land. Jesus het ook die storie vertel van die muntstuk wat verlore was. Dit was 'n klein muntstuk en het nie baie geldwaarde gehad nie, maar dit was deel van 'n groep van 10 muntstukke wat heel moontlik bymekaar gehou is deur 'n stuk tou, en hierdie muntstukke aan 'n tou is as 'n nekhangertjie gegee aan die vrou deur haar man by hulle troue. Hierdie hangertjie om haar nek het gebreek en hierdie een klein muntstukkie het weggeraak in die donkerte en vuil van die huisie van daai tyd. Die feit dat dit verlore was, het nie die muntstuk se waarde verminder nie. Die uitbeelding op die een kant van die muntstuk het die waarde van die muntstuk uitgedruk, alhoewel niemand het kon sien daar waar dit weg was in die donkerte nie. Die feit dat hierdie muntstuk nie meer aan die hangertjie, aan die tou was nie, dat dit weg was, het die waarde juis harder beklemtoon as wat dit volledig om haar nek sal hou. Hierdie muntstuk moes gevind word, want die waarde van hierdie muntstuk wat nie nou gesien word nie, verkondig die verbondsliefde van haar man. As sy dan haar vriende en haar bure roep om saam met haar fees te vier, as die muntstuk uiteindelik gevind word, hoeveel te meer moet haar fees gevier word, as hierdie jong seun weer in die atmosfeer van sy pa se liefde staan. Die pa het ook gesê, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword. Daar is beslis iets niets wat ingelei word in hierdie 3 stories. Die skaap en die muntstuk was verlore en is gevind. Maar die pa sê dat sy seun nie net verlore was nie, maar dood. En nou het hy weer gelewe. Die sien dood is veel erger as verlore. Die skaap was verlore, maar nie dood nie. En alhoewel 'n muntstuk verloor kon word, sou jy dit nooit kon beskryf as dood nie. Dood kan net beskryf die verskriklike verwydering wat daar plaasgevind het tussen pa en seun. Hy was 'n seun met die hoogste waarde, maar ook 'n seun wat nie gewandel het in verhouding met sy vader nie. 'n dier se lewe, soos byvoorbeeld 'n skaap, was 'n bestaan, maar mense is geskep om oneindig meer te beleef as net 'n blote bestaan. Ons is gemaak na die beeld van God. Ons is gemaak om onsself te vind in die enige liefde van God en van mekaar. Ware lewe, wat Jesus ewige lewe noem, is nie maar net 'n lang bestaan nie, maar dit is die hier en nou oomblikke van weet dat God die Vader ons liefhet, en dit is openbaar in Jesus Christus. Onthou daardie teksgedeelte wat ek gelees het in Johannes 17 vers 3, wat sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U sal ken, Vader sal ken, Abba, die enigste ware God, en Jesus Christus, wie U gestuur het. Dood beskryf skeiding van die lewe wat gevind word in agape liefde van die Vader, die Jesus die Seun, in gemeenskap met die Gees. Die Seun was geskei van die Vader en van sy familie in die dorp. Hy was verwyder, geskei van sy ware self en het nie sy identiteit geken nie. Hy het sy lighuis verlaat en gedryf na die dood in die groot onbekende in. Maar nou lewe hy weer. Die woord wat Jesus hier plaas in die mond van die Pa beskryf opstanding uit die dood. Hierdie opstanding is 'n ander soort lewe, want die ou lewe
het opgehou bestaan en is begrawe. Maar as iets dood was en dit lewe weer, is dit 'n ander, nuwe soort lewe, 'n nuwe begin. Hierdie is 'n wonderwerklike woord, want dood verkondig die einde en daar's nie terugkeer nie. Maar opstande verkondig nie net 'n wonderwerk nie, maar 'n ander realiteit, 'n ander toekoms, 'n nuwe lewe, 'n anderse lewe. So het die jong man gestaan voor sy pa daar by die dorp, dieselfde seun wat hom voorheen verlaat het. En tog is hier 'n hergeboorte van 'n verhouding, van liefde, waarvan hierdie seun nooit sou kon droom of geweet het nie.